Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou verduidelik wat is komplementêre en supplementêre hoeke en dan gaan ek vir jou die stelling leer, die aangrensende hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr en dan gaan ons 4 voorbeelde daarvan doen. Kom ons kyk eers gou weer, hoe gaan ons hoeke benoem? Nou, daardie hoekie wat jy daar sien, sal ons kan skryf as hoek A, B, D, of 'n mens skryf A met 'n kappietjie B, D, en dit beteken dis dan nou waar die hoekpunt is, daar waar jy die kappietjie sien. Of daardie hoek kan 'n mens ook noem hoek B1. Die blou hoekie wat jy daar sien, dit kan wees hoek DBC of so, hoek DBC met die kappie op die B. Dis waar die hoekpunt is. Of jy kan hom skryf as hoek B2 met die kappietjie. Nou goed, wat is aangrensende hoeke? Hoeke wat 'n hoekpunt deel en 'n gemeenskaplike sy deel is aangrensend. Dus terug by ons skets kan jy mens sê dat hoek B1 en B2 is aangrensende hoeke. Loodregte lyne. Wanneer twee lyne 'n hoek van 90 grade vorm, sê ons hulle is loodreg. Ons gebruik die simbool wat so lyk, die twee lyne op mekaar, om aan te toon dat die lyne loodreg op mekaar is. Ons skryf ook RS is loodreg op BQ. Dan sal jy sien, daardie hoek, 'n 90 grade hoek, word ook 'n regte hoek genoem. En ons kan sê dat RS is ook 'n loodlyn. En dan wil ek vir jou wys hier op my gradeboog, kan jy baie mooi sien dat daar is 0 en daar is 90, so daar is jou regte hoek. Daar is ook iets wat ons noem supplementêre hoeke. Nou wat is dit? Wanneer twee hoeke by mekaar getel word en die antwoord is 180 grade, sê ons hulle is supplementêre hoeke. So daardie woord moet jy ken. Hoek PSR, wat daardie hoek is, plus hoek RSQ, wat daardie hoek is, word ook supplementêre aangrensende hoeke genoem. Daar is ook iets wat ons noem komplementêre hoeke. Wanneer twee hoeke by mekaar getel word en die antwoord is 90 grade, word hulle komplementêre hoeke genoem. Hoek B1 plus B2 word ook komplementêre aangrensende hoeke genoem. Nou daar is 'n stelling wat ons het in wiskunde wat sê, die aangrensende hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr. Dit beteken, aangrensende hoeke op 'n reguit lyn saam by mekaar getel maak 180 grade. Dan is daar ook 'n afkorting wat jy kan gebruik en dit is hierdie gedeelte wat as jy dit dan as 'n rede in jou sommetjie gebruik, kan jy sê hoeke op reguit lyn. Nou kom ons doen 'n voorbeeld. Voorbeeld 1 vra nou: bereken die grootte van B. En as jy daar kyk op die skets, dan sal jy sien daar is 'n reguit lyn en dan is daar twee aangrensende hoeke. En dan kan 'n mens gaan en sê, jy skryf 'n vergelyking deur te sê, hoek B plus 24 grade is gelyk aan 180 grade. En wanneer jy die vergelyking skryf, dan moet jy altyd 'n rede vir jou stelling gee. En dus is jou rede dan
hoeke op 'n reguit lyn. En dan, al wat jy doen is, jy los jou vergelyking op. En hoe 'n mens mos nou weer hierdie vergelyking gaan oplos, is jy gaan sê, 'n mens trek 24 grade hierdie kant af, wat jy links doen, doen jy regs. En jy trek ook 24 grade daardie kant af. Daar het ek het vir jou gedoen. Dus is B se grootte 156 grade. Nou jy gaan nou sien, ek gaan nou vir jou leer van jou wiskunde toolbox. Nou jy gaan op die ou einde, as jy die dag in matriek is, baie stellings in jou toolbox hê. Nou goed, jy het nou eintlik al een gereedskap in jou toolbox. En dit is hoeke op 'n reguit lyn. En dit mag jy dan nou gebruik as 'n rede wanneer jy die sommetjies doen. Kom ons doen nou nog 'n voorbeeld. Die vraag sê, bereken die grootte van x. Nou goed, as jy na daardie skets kyk, is dit al klaar belangrik vir jou om raak te sien dat daar is 'n reguit lyn en hierdie is 'n hoek van 90 grade, met ander woorde 'n regte hoek. Daardie simbooltjie op 'n skets beteken dis 'n regte hoek 90 grade. Nou al wat jy het in jou toolboxie sover is hoeke op 'n reguit lyn. Nou kom ons kyk. Is daar aangrensende hoeke? Ja, daar is. Daarom kan jy nou net doeteenvoudig sê, hoek x plus hoek 35 plus 90, en jy verstaan nou wat daardie regte hoek, dis daardie ene, nê, is gelyk aan 180 grade. En hoekom het jy dit gesê? Jy het jou rede uit jou toolbox gebruik. Hoeke op 'n reguit lyn. En dis al wat jy nodig het, en nou gaan jy net vir x oplos. Met ander woorde, dis 'n vergelyking wat jy oplos. So 'n mens gaan sê 35 plus 90 is 125, is gelyk aan 180. En dan gaan jy vir x op deur te sê, ons trek 125 grade af aan die linkerkant en ons trek 125 grade af aan die regterkant. Dus is x gelyk aan 55 grade. Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy's ook baie welkom om kommentaar te lewer of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Voorbeeld 3. Bereken die grootte van P. Nou as jy op jou skets kyk, sal jy sien, daar is 3 aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. En daar waar P is daar net 'n 2 voor die P. Onthou, daardie 2 sê ons is die koëffisiënt van P. Nou al wat ons doen is ons gaan ons stelling gebruik en ons gaan sê 2P plus 46 plus 50 is 180 grade. En ons rede, hoeke op 'n reguit lyn is supplementêr. Dan gaan ons sê 46 plus 50 is 96 en dan gaan ons vir P oplos. So aan die regterkant kry ons 180 minus 96 en dit is 84, maar ons wil nie 2P weet nie, ons wil net vir P weet. Beide kante gaan ons dan die 2 wegdeel. Dus is P 42 grade. Voorbeeld 4. Nou, dit lyk vreeslik ingewikkeld, maar kom ek wys jou. Vraag A vra, bereken die grootte van M. Nou goed, kom ons gaan kyk. Wat sien jy? Sien jy PQR is 'n reguit lyn en ons het 3 aangrensende hoeke. So daarom kan ons dadelik gaan en sê 60 grade plus 70 grade plus M plus 20 grade is 180 grade. En die rede uit jou toolboxie, hoeke op 'n reguit lyn. Dan gaan ons nou net eers alles bymekaar tel. Ons gaan nie die 60 en die 70 en die 20 sommer net laat aftrek nie. Ons gaan eers sê 60 plus 70 plus 20
is 150 en nou gaan ons vir m oplos. So ons trek 150 aan die linkerkant af, ons trek 150 aan die regterkant af en daarom is m gelyk aan 30 grade. Die volgende vraag sê nou, bereken die grootte van hoek SQR. Nou wat is dit? SQR, dit is daardie hoek. En ons het nou net m uitgewerk. Dus kan ons sê, hoek SQR is gelyk aan m plus 20. En wat was m? M was 30. Dus 30 plus 20 is 50 grade. So hoek SQR is dan 50 grade. In die volgende video gaan ek regoorstaande hoeke wat gelyk is met jou bespreek. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.